Soveel mense stuur vir my boodskappe en noem vir my presies waarvoor ons moet bid vir hulle. En hulle vertrou die Here vir X, Y en Z, of hulle vertel vir my hulle storie en dan wil net hê die Here moet vir hulle deurkom, maar dan kan ek nie help om te verstaan dat hulle lewens nie lyk asof hulle Jesus wil hê nie. Hulle lewens lyk nog steeds soos slaap met mekaar voordat hulle getrou is, boyfriend en girlfriend, dis slaap by die en slaap by daai en dronkenskap, hulle gaan nog steeds aan met hulle alledaagse sonde, haat, leuns, onvergifnis, steel, betaal nie terug nie, diep in skuld, al die oppervlakkige sonde wat regtig jou lewe in turmoil kan sit. Nou, daar's 'n sonde wat die Bybel sê wat na die dood lei en sonde wat nie na die dood toe lei nie. So, ek dink die sonde persoonlik wat na die dood toe lei is totale ongeloof. So is great jy glo, maar Jakobus sê, as jy glo, dis baie mooi vir jou, maar duiwels glo ook, en hulle sidder as hulle Jesus se naam hoor. My vraag is, hoekom lyk jou lewe soos hel, wanneer jy sê jy wil soos die hemel kan leef? Ons bid, Here, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Nou, hoeveel ouens in die hemel vandag slaap net rond want is vir hulle lekker, sit in pof net daai sigaretjie daarso want hulle het dit ergens daar gekoop, of jy weet hulle kappe brandewyn soos wat hulle gaan. Nou, ons kan in groot en diep debatte in dit ingaan. Ek sê nie jy gaan nie hal toe as jy rook, of jy gaan nie hal toe as jy 'n brandewyntjie drink nie, maar ek persoonlik sal net sê, ek wil my pad skoon hou en ek wil nie 'n struikelblok vir enigiemand anders wees nie. En as Jesus dit nie sal doen nie, dan wil ek dit nie doen nie. As dit nie in God se image pas nie, wil ek nie hê dit moet in my image pas nie, my beeld pas nie. Maar nietemin, hoeveel mense voor my sit en dan vertel vir my hulle hele storie en al wat ek kan dink is, my chom, die Bybel sê as jy eers die koninkryk van God soek, dan sal Jesus alles by jou lewe byvoeg. Jy moet letterlik God se wil vir jou lewe soek en dit najag. Soek wat Jesus wil hê en jaag dit na. Soek vir Jesus, jaag hom na. Soek die koninkryk en jaag dit na met alles in jou en God beloof dat hy dan sal byvoeg alles wat jy nodig het. Inteendeel, as jy Matteus 6 gaan lees, dan praat hy van, jy moenie worry oor jou klere wat jy gaan aantrek nie, jou eet wat jy gaan eet nie, die voëls maak nie 'n skure by mekaar nie, die kleelie klee nie homself nie. Hy praat, moenie worry oor enige van die goed nie, en dan gaan hy verder om te sê, maar die Gentiles, met ander woorde, die ongelowige mense, die goddelose mense, hulle vra vir al die goeders, maar jy, ek en jy, ons hoef nie te worry oor dit nie. Ons soek die koninkryk van God eerste, en dan voeg God alles by wat ons nodig het. En eendag ry ek na die winkel toe en die Here sê vir my, many want the blessings of the kingdom, but they don't want the king. Yes, en daai ding het my geruk. En vandag sien ek dieselfde ding. Baie mense wil hê die Here moet alles vir hulle vinnig regkry. Nee, die Here moet hierdie doen, die Here moet hierdie doen, die Here moet hierdie doen. God moet niks doen nie. God het reeds alles gedoen. Ek en jy, ons moet die koninkryk soek, ons moet Jesus soek, ons moet sy geregtigheid soek, dan sal hy byvoeg in ons lewe wat bygevoeg moet raak. Ek en jy kan nie wil die koninkryk se seën net claim, dis nou ons sin, maar ons wil nie as die koning hê nie. Baie mense vandag soek al die blessings van die koninkryk, maar hulle wil niks met die koning te doen hê nie. Met ander woorde, hulle wil hê wat God vir hulle wil gee, maar hulle wil nie vir God gee wat God van ons verwag nie. Hulle wil nie die lewe leef wat God sê ons moet leef nie, maar wil alles hê wat God vir ons kan gee. En ek wil jou vandag aanmoedig, as jy in 'n posisie is wat jy half een voet in die wêreld en een voet in die koninkryk, as jy weet jy soek die dinge van die Here, maar jy wil ook nie regtig verander nie, jy is nie bereid om van daai vriendskap ontslae te raak, of jy is bereid van daai verhouding ontslae te raak, of jy is bereid om in te sit en regtig te betaal om te invest in jouself, of jy weet, daar's areas in jou lewe waar jy genesing nodig het en jy wil nie as sielkundige gaan sien nie, en baie mense om jou kriseer en jou finansies lei daaronder, jou familie trek swaar. Jy weet, die Bybel sê as jy nie na jou eie sin kan kyk, jy jouself erger as 'n ongelowige. Dat daar goed in jou lewe is wat nie in lyn kom nie, wat jy weet, jy moet in lyn trek. Daar's seker goed wat jy weet jy moet laat gaan en seker goed wat jy weet jy moet optel. En jy weet as jy, dan wil ek jou vandag aanmoedig, soek die koninkryk van God eerste. Gaan vra vir die Here, hoe lyk dit om 'n gesonde huwelik te hê? Hoe lyk dit om 'n gesonde man te wees of vrou te wees? Hoe lyk dit om 'n goeie pa te wees? Hoe lyk dit om 'n goeie ma te wees? Hoe lyk dit om 'n goeie rentmeester te wees van wat God vir my gegee het? Hoe lyk dit vir my om 'n goeie rentmeester in my besigheid te wees? En hoe bou ek hiervan af volgens God se prinsipe? Want eers dan, wanneer jy die koninkryk soek in jou huwelik, in jou vriendskappe, verhoudings, waar ook al jy dit soek, dis daarso waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Dis daarso waar God alles byvoeg wat jy nodig het in jou eie lewe. En sê ek vir jou, vandag alles gaan goed met my neem. Maar ek kan vir jou een ding sê, ek soek die koninkryk van God eerste met alles in my. En ek wil vir jou by sê, ek nog nooit gekort in my lewe nie. Ek het al min gehad, ek het al niks gehad, ek het al baie gehad, maar ek nog nooit kort gekom nie.
God het nog altyd voorsien wat ek nodig het, wanneer ek nodig het en hoe ek dit nodig het. So Vader, ek dank U vandag in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister, dat hulle U koninkryk altyd eers sal soek, dat hulle nie net sal soek wat U vir hulle kan gee nie, maar dat hulle U sal soek en dan voeg U alles by. In Jesus naam bid ek, Here, dat hulle sal neerlê wat hulle moet neerlê en optel wat hulle moet optel, dat hulle lewe sal in lyn trek met wat U woord sê, sodat hulle kan sien wat U beloof het oor hulle lewens. In Jesus naam bid ek dit vandag. Ek bid, Here, dat U hulle oë sal oopmaak, dat hulle kan sien, hulle oor dat hulle kan hoor, Here, en dat hulle weet, U is nie kwaad vir hulle nie, maar U het beter vir hulle in stoor. In Jesus naam bid ek dit vandag oor hulle lewe. Amen.